Jy mag dalk voel asof jy die verste van die verste is, die vuilste van die vuilste is, die skraffieste van die skraffie is, die niks van die niks is, asof jy in die gutter van alle gutters is, in die diepste modder van alle modderpitte is, en dink dat jy te ver van God af is, dat hy jou kan red, skoon was en vry maak. Jy weet, Jesus het nie gekom vir mense wat dink hulle is reg nie. Jesus het gekom vir die sondaar, wat weet hoe nodig hy hom het. Kyk na Samuel, wat vir Dawid gekies het as koning, en Samuel sê, God kyk nie na die uiterlike nie, hy kyk na die hart. God kyk nie na die goedjies wat jy noodwendig reg doen nie, hy kyk na hoekom jy dit reg doen, hy kyk na die intensie van die hart. En net so ook kan jy 'n sondaar wees vandag, wat weet, jy sukkel, maar jy wil graag vry wees, en in jou sukkel, in jou vryheid, in jou struggle met waarmee jy wil vrykom, kom jy na Jesus toe, te midde van alles wat jy teenstaan, en God kyk na die hart. Hy kyk nie na die ou wat sê, wow, check, ek gaan kerk toe, ek lees Bybel, ek gee my tiendes, ek kyk al die mooi goedjies wat ek doen, en dis hoekom ek reg is met die Here, en ek dra my What Would Jesus Do bandjie, en ek het ten minste 'n kruis om my nek, maar niks van dit lewe ek eintlik uit nie, maar ten minste is ek 'n Christen, nie, ten minste maak ek geld, ek het 'n besigheid, en ek is nie in die gutter nie. God kom nie vir daai mense nie, hy kom vir die een wat weet hoe afhanklik hy van Jesus is. Kan ek vandag vir jou 'n stuk uit die Bybel uitlees, in Lukas 18 vers 1, kom Jesus en hy vertel 'n vergelykenis. Jesus het vir hulle 'n gelykenis vertel, om aan te toon dat hulle moet aanhou bid sonder om moedeloos te word. Hy het gesê, in 'n sekere stad was daar 'n regter wat God nie geëer en sy medemens nie gerespekteer het nie. Daar was ook 'n weduwee in daardie stad wat aangehou het om hom te vra, laat my reg geskied in my saak teen my opponent. Vir 'n lang tyd was hy onwillig, die regter was onwillig, maar hy het naderhand vir homself gesê, al eer ek God nie, en respekteer ek ook nie my medemens nie, omdat hierdie weduwee my so onophoudelik tuister, sal ek haar saak behartig. Hoe mooi is dit? Anders sal sy my nog heeltemal gedaan maak. Ek ken 'n paar vrouens soos daai. Nee, ek joke net. Toe sê die Here, vers 6, luister net wat sê die onregverdige regter. Sal God dan nie reg laat geskied aan sy uitverkorenes nie? Hulle wat dag en nag na hom roep, sal hy aanhou om hulle geduld te toets. Ek sê vir julle, hy sal aan hulle reg laat geskied, en baie gou ook. Nietemin sal ek, die seun van die mens, wanneer ek kom, geloof op die aarde vind. Hy vra vraag, sal ek wanneer ek terugkom, geloof op die aarde vind? En dan Jesus waar dit reël raak vir my. Vers 9, toe Jesus hierdie vergelykenis of gelykenis vertel het, met die oog op sommige mense wat oortuig is dat hulle saak voor God reg is. Jesus vertel hierdie gelykenis met die oog op sommige mense wat dink hulle saak is met God reg, maar ander mense verag het, met ander woorde neerpraat op ander mense, neerkyk op hulle, geen respek vir hulle het nie, praat neer op hulle. Twee mense het na die tempel toe gegaan, nie verduidelik Jesus weer. Twee mense het na die tempel toe gegaan om te bid. Die een was 'n fariseer en die ander 'n tollenaar. Fariseer was 'n hoogsgeleerde, ou in die tempel, man van die Here. Nee, dominee, priester, profeet, noem dit, wat wil jy hê moet hy wees? Hier is die fariseer. Hy het gegaan om te gaan bid, maar die ander ou is 'n tollenaar, 'n sondaar, vuil, nie eens waardig om na gekyk te raak, neergesien deur die publiek en die mense om hulle. Die fariseer, vers 11, het gaan staan en by homself gebid, o God, ek is dankbaar teenoor u dat ek nie soos die ander mense is nie. Kan jy dink? Hoe hoogmoedig is dit? Ek dankbaar, Here, ek is nie soos hierdie ouens nie. So dankbaar, ek is nie soos hulle nie. Ek is nie soos diewes nie, ek is nie soos onregverdiges nie, ek is nie ontuchtes nie, of ook soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 keer gedurende die week, en ek gee 10de van alles wat ek verdien. Check hierso, kom die fariseer. Here, check al die goedjies wat ek doen. Ek vas 2 keer die week, ek gee al my 10des. Ek is soos hierdie ouens nie, ek is soos hierdie ouens wat dit nie doen nie. Ek is soos hulle nie. Die tollenaar het op 'n afstand, die Bybel sê, het op 'n afstand bly staan en wou selfs nie na die hemel eers opkyk nie. Hy het vol skuld besef, op sy bors geslaan en gesê, o God, ek is 'n sondaar, wees my genadig. En hoor wat sê Jesus, ek sê vir julle, hierdie man, eerder as die eerste een, gaan huis toe, as iemand wie sy saak met God reg is. Elkeen wat homself verhef bo ander, sal verneder word, maar hy wat homself nederig ag, sal verhoog raak. Nou hier is die ding. Elke persoon wat dink hulle is beter as iemand anders, elke persoon wat dink hulle is reg met God, elke persoon wat dink hulle doen al die regte goedjies en daarom is hulle okay met God, daai persoon sal verneder word, ergens in hulle lewe sal dit gebeur, want Jesus het so gesê. En dan hier is die ding, elke persoon wat weet hulle is 'n sondaar, elke persoon wat erken hulle het foute, elke persoon wat hulle foute kan own, wat verantwoordelikheid vir hulle foute vat, maar na Jesus toe kom en sê, Here,
Ek is sondaar, help my, wees genadig met my. Jesus sê, hierdie ou loop regverdig weg. Hy loop regverdig weg. Jesus het nie gekom vir mense wat dink hulle is reg met God nie. Hy het gekom vir die mense wat weet hoe nodig hulle hom het. Vader, ek kom vandag na U toe met 'n dankbare hart, 'n nederige hart, Here, 'n hart wat regtig afhanklik van U is. Kom na U toe en ek sê, Here, ek weet vandag, deur die bloed van Jesus, het U ons reg gemaak met U. Maar ek kom nog steeds na U toe vandag en sê, Here, ek het U so nodig. Daar's nie 'n dag wat verbygaan wat ek U nie nodig het nie. Ek het U wysheid nodig, ek het U krag nodig, ek het U genade nodig, ek het U vrede nodig en vreugde nodig. Here, ek het U woord nodig, brood nodig. Dis so ek U nodig het, Here. Sonder U kan ons nie 'n dag aangaan nie. Here, ek kan ook baie goeie sonder U doen, maar dit beteken absoluut niks as ek dit sonder U doen nie, Here. Maar vandag wil ek kom net myself voor U bring en sê, Here, ek kom na U toe as 'n man wat U nodig het, Here. Kom nederig na U toe as iemand wat U nodig het, diep nodig het. Diep nodig het. Ek weet hoe my verlede lyk. Ek bly met myself. Ek weet die gedagtes wat ek soms dink. Ek weet wat my hartmotief in baie kere kan wees. Here, vandag kom ek na U toe en ek vra, Here, wees my genadig. Ek het U nodig in die naam van Jesus. Amen.